Hierdie is 'n matriek hoofstuk, so jy moet hierdie hoofstuk nie verbrand aan die einde van die jaar nie, jy moet hom hou. Okay, so ons het laasweek gekyk na klop verskillende definisies wat jy moet ken vir hierdie hoofstuk. En nou gaan ons kyk na hoe die definisies toepas by twee soorte reaksies. So die eerste reaksie wat ons daar het, is 'n eksotermiese reaksie. Ek het laasweek ook vir julle prakties gewys, wat julle gewys het op die groep. Okay. Wat is 'n eksotermiese reaksie? Die definisie daar. Dis 'n reaksie wat energie afgee. Nou, hierso wil ek sê, jy moet vir my skryf, die reaksies wat meer energie afgee as opneem. Of jy kan sê gebruik. Okay, want elke reaksie gee energie af en elke reaksie neem energie op. 'n Eksotermiese reaksie is as hy net meer energie afgee as wat hy actually gebruik, wat hy opneem. Okay, of 'n ander manier om dit te stel, is as die entalpie, sê entalpie nou weer of die reaksie hitte, dit is een van twee goeders, dus of die verskil van die energie van die produkte en die energie van die reagense, of dis die dissosiasie energie plus die bindingsenergie. Dis die verskil in die energie opgeneem en die energie afgegee. As daai kleiner is as 0, dan weet jy die reaksie is eksotermies. Okay, wat beteken kleiner as 0? Die minus, die afgee is meer. Okay, so ek het vir jou hierso 'n hipotetiese reaksie. A plus BC gee vir jou AB plus C. Okay, daar sal genoem word 'n uitruilingsreaksie, want hulle het maatjies uitgeruil. Okay. Dan, as jy na hierdie grafiek kyk, dan sien jy op die y-as het ons die potensiële energie van die deeltjies in kilojoule per mol. Dis wat ons laasweek hierso gaan uitwerk het, hierdie kilojoule per mol. En dan op die y-as het ons die reaksiekoördinaat. Nou, daai in hakies tyd moet wees of tyd. Okay, so hulle sê of die reaksiekoördinaat, of hulle sê partykeer die verloop van die reaksie, of hulle praat van tyd. Hulle praat eintlik baie min van tyd. Want wat hulle hierso vir jou wil wys, is die verskillende stappe in 'n reaksie. Maar laasweek het ons, het ek vir julle daai magnesiumlint wat gebrand het, met daai verblindende wit vlam, daai reaksie is verskriklik vinnig. Soos daar wat hy aan die brand slaan en hy gee die stof af, daar kan jy dit stop. Want jy het die produk, die reagense gehad, hy het aan die brand geslaan en jy het dadelik 'n produk gekry. Okay? Dat jy net aanhou dieselfde produk kry. So dan gaan jy nie tyd hierso sit nie, want dit is in split sekondes is die reaksie verby. So hulle praat van die verloop van die reaksie, want hulle wil net vir jou sê, okay, hier is waar ons begin het, dit was die oorgangsfase, dit is wat die produkte wat jy gekry het. Okay. So baie keer het hierdie x-as het geen eenheid. Nie minute of wat ook al net kan wees, maar baie keer is dit net die verskillende punte in die reaksie, die verskillende stoppe in die reaksie. Okay, so hier sit ons nou die energie van die reagense, dan moet ons nou daardie binding breek, en om daardie binding te breek, word daai energie wat benodig word genoem die wat? Dissosiasie energie. So daai om die bindings te breek, om die geaktiveerde kompleks te kry, kort mens die dissosiasie energie, of sy ander naam is die aktiveringsenergie. Wat is die definisie nou weer? Die minimum energie benodig vir 'n reaksie om plaas te vind. Ek het nie gesê julle gaan spoedtoets doen oor al die definisies. Ek moes. Okay, so hierso is die energie van die reagense, en dan staan die energie, die aktiveringsenergie, of die dissosiasie energie, die minimum energie benodig, om hierdie reaksie aan die gang te kry. Dan is al die bindings nou gebreek, jy klomp ione, orbitale is nie gevul nie, elektrone is nie gepaard nie, almal is super unhappy, almal is super onstabiel, en daarom het hulle hoë energie, en dis daai geaktiveerde kompleks daar deurbo. Daar kry die geaktiveerde kompleks waar jy al daai ione kry wat onstabiel is. Al hierdie goed het ek vir jou genoem laasweek, daar is die geaktiveerde kompleks. En daar het ek van hom gepraat daarso. Okay, so dan, almal is nou uit mekaar uitgehaal, nou rearrange hulle weer om by mekaar te kom, orbitale is gevul, energievlakke, bla 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 bla, en dan gee dit energie af. So hierso is die energie wat dit afgee, wanneer die bindings vorm, en dit word genoem
Daai energie wat afgegee word, word genoem die bindingsenergie. Okay, so hierso kan jy sien, die bindingsenergie is meer as die dissosiasie energie. Of die energie wat afgegee word, is meer as die energie wat opgeneem word. So hierdie vorm sê vir jou eksotermiese reaksie. Of, jy kan sien, die energie van die produkte is baie minder as die energie van die reagense. Eksotermiese reaksie. Nee, jy kan nie gaap, maar dan gaan ek gaap. Okay, goed. So, kom ons kyk gaan na 'n sommetjie. Sê nou maar sê hierdie een is 10 en hierdie een is 50. En ek moet hierdie kant, die reaksie hitte gaan uitwerk. So ek het gesê, kom ons maak hierdie een 10 en kom ons maak hierdie een 50. Okay, en ek moet die reaksie hitte gaan uitwerk. Dan sit die energie van die produkte wat 10 is, minus die energie van die reagense wat 50 is. So dit gee vir my minus 40. En is minus 40 kleiner as 0? Ja, so daai minus gee, sê die netto energie wat afgegee word, is 40. Okay. Goed. Dan volgende, jy moet weet wat is daarso. So hulle gaan vir jou vra, so jy gaan hierdie moet kan teken, hierdie grafiek, of jy moet hom kan interpreteer. So wat ons daar het, is die verskil tussen die energie van die produkte en die reagense. So dit is die entalpie of die reaksiehitte. En dan het ons ook laasweek gepraat oor 'n katalisator. Wat doen 'n katalisator? Ja. Hy verlaag die aktiveringsenergie wat nodig is vir die reaksie. So, jy het nou nie meer, sê nou maar hierdie was nou 100, jy het nou nie meer 50 kilojoules per mol nodig nie, maar jy het nou sê nou maar, daar is 30 kilojoules per mol nodig, om die bindings te breek, en dan gaan hulle maklik bind. So, hulle verlaag die aktiveringsenergie, en dan wil ek hê, jy moet vir my hierso sien. Sê nou maar, op die x-as het jy tyd, wat nou nogal selde is, maar sê nou maar jy het tyd. Dan gaan die reaksie vroeër klaarmaak, want dis wat 'n katalisator doen, is hy verhoog die tempo van die reaksie. Hoe verhoog jy die tempo? Jy maak hom vinniger klaar. Maar sê nou maar dit is net verloop van 'n reaksie of 'n reaksiekoördinaat. Dan gaan hy op dieselfde plek eindig daarso. Okay, so dan gaan hy nie noodwendig vroeër eindig nie, maar die belangrikste deel hierso is jy moet sien, die energie van die produkte bly dieselfde. Hy maak nou nie die energie van die produkte hoër of minder of so iets nie. Okay, so daai stippellyn is met 'n katalisator, hy voltooi hom vinniger en hy verlaag die aktiveringsenergie. Okay, so hierdie is hoe ons, as ons 'n grafiek sou teken, hoe ons dit sou aandui. Sê nou maar, of moet dit gaan neerskryf in ons vergelyking, dat die reaksie eksotermies is, dan sal ons dit op een van 3 maniere neerskryf. Okay, die eerste ene, sê ek vir jou hierso, het jy nou letterlik net hout wat brand, koolstof, reageer met suurstof, en dit gee vir jou koolstofdioksied. Dan skryf jy 'n hakkie, en dan sê jy die entalpie of die reaksiehitte is negatief, wat ook al nou die energie is. Of jy kan sê, die entalpie is kleiner as 0. Of jy kan sê, koolstof reageer met suurstof, dit produseer koolstofdioksied en soveel energie. So, daai energie wat dit afgee is een van die produkte. Dis hoekom hy in die vergelyking kan geskryf word plus soveel energie. Nou, meeste van die tyd gee hulle dit vir jou so. Dit is baie selde dat hulle dit as een van die produkte gaan neerskryf. Okay? Of die volgende reaksie is waterstofgas reageer met fluor en dit gee vir jou waterstoffluoried. Hakkie, die reaksiehitte is negatief, of weer eens jy kan skryf die reaksiehitte is kleiner as 0, of jy kan skryf bla 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 bla, gee vir jou dit plus soveel energie. Nou, wait a minute. 393, 393, 268, 536. Is net dik fout nie. Wat het daar gebeur? Oh, my ore. Ja. Hoekom? Is reg, hoekom?
Louis, jou hand is op? Ja, hy was op. Ja. Wat wil jy sê, Courtney? Ek weet ek verkeerd. En wat? Die molverhouding is 1 tot 2. Hierdie sê, ja, jy moenie jouself so twyfel nie. Hy sê kilojoule per mol, maar hierdie een sê net kilojoule. So hy het die per mol reeds ingewerk. Hierdie molverhouding is 1 tot 2. Okay? So as hy 2 mol produseer, gaan jy daai gaan maal met 2 om dit te kry. Okay. Goed, so daar gaan jy maal met 2, maar soos ek sê, hulle vra hierdie een regtig super min. Ja, maar net sodat julle weet. Dan kry mens, so mens kry 2 soorte reaksies, exo en endo, en dan in hulle kry 2 soorte exo en 2 soorte endo reaksies. Jy kry spontane of nie spontane reaksies. Okay? Wat is 'n spontane reaksie? Hy het geen aktiveringsenergie nodig nie. Dit gebeur net. Onthou julle Vrydag het ek vir julle gewys, ek het het ons daarby gekom, het 'n swaalsuur by iets gegooi. Ek dink nie ons het nie. Gaan dit ook nie nou doen nie. Want move met julle. Maar hierdie is swaalsuur. Dis gekonsentreer, hy is 98% gekonsentreer. As jy pas met die expire. Baie hierdie. En baie vreed en baie reaktief. As ek hierdie by water gooi, dan begin die water om te kook. Dis baie vreed, en as op my vel gaan, sal ek soek my vel wegvreed. Klier vreed hy weg. So sê nou maar jy, as jy sê dat klier en jy wil van die evidence ontsla raak, as ek hier so in die water, dan gooi jy die oor en hy sal soos pesopoetjies weg. Ja. Nee, ek julle almal gecheck, julle almal lyk vir my fine. Is true. Maar hulle gaan dit doen met of sonder wyn. Anyway, so baie vretend. Okay? So daai is hulle voorbeeld, so as ek dit by water gooi, sal dit 'n voorbeeld wees van 'n spontane reaksie, want ek hoef nie te roer nie, ek hoef nie warm te maak nie, ek hoef niks te doen nie. Ek gaan net begin reageer en baie warm word. Okay? Nog 'n voorbeeld daarvan is as jy natriumhidroksied vat, sulke wit korreltjies, en jy los dit ook op in water. Maar dis dieselfde idee. Hy split op en hy begin net te reageer, hy word dan baie warm. Hy gaan nie kook so swaalsuur nie, maar hy word warm. Dan kry jy 'n voorbeeld van 'n nie spontane reaksie, en dit beteken net hy benodig aktiveringsenergie. Hy word net iets om hom aan die gang te kry, soos om dit warm te maak of te roer of te skud of iets. En die voorbeeld wat ek vir julle gewys het is ek het daai magnesiumlint gevat en laat reageer met suurstof en lig, daar verblindende wit vlam. Maar as ek net die magnesiumlint so heen en weer swaai, gaan jy nie 'n vlam kry nie. Ek moet hom net aan die brand steek. Okay, dan kry ons iets soos 'n endotermiese reaksie. Okay, wat is 'n endotermiese reaksie? Die definisie daar. 'n Reaksie wat energie absorbeer, en weer eens wil ek hê jy moet maar sê wat meer energie absorbeer as opneem of as wat benodig. Okay, so sy entalpie of sy reaksie hitte is positief. Hy wil meer energie inneem as wat hy actually uitgee. Okay, is jy alright? Goed, wag ja, nee, ek wil dit so sê. So as jy kyk na hierdie reaksie, dan sien jy, hy lyk letterlik net die omgekeerde van hierdie ene, want dit is presies net die omgekeerde. Hierdie ene benodig meer energie as wat hy afgee. So dieselfde twee asse, weer eens, hierdie as is blikkies. Hierdie reaksie, as is ook of tyd.
Dan die energie van die reagense is hieronder en die energie van die produkte is daar bo. So hy eindig hoër as wat hy begin mee. Nee, kyk wat se kleure het ek hier gebruik. Okay, so hier is die energie wat opgeneem word of die energie wat benodig word is baie groot. Ons noem dit mos die aktiveringsenergie of ons noem dit die dissosiasie energie. En hier is die energie wat afgegee word. Wat noem ons nou weer daai energie? Die bindingsenergie, die energie wat afgegee word wanneer bindings vorm. En jy kan sien hierso is die dissosiasie energie baie meer as die bindingsenergie. Okay? Dan het ons hier bo die geaktiveerde kompleks. Wat is dit nou weer? Die onstabiele oorgangsfase tussen reagense en produkte. Daar wat jy klomp ione het wat elektrone nie gepaard is nie, orbitale is nie gevul nie, energievlakke is nie gevul nie, bla 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 bla. Dan het ons hierso die verskil in die energie van die reagense en die produkte. Daai word genoem die reaksiehitte of die entalpie en hy sal positief wees. Okay, kom ons sê ek gaan nou ander waardes opmaak. Kom ons sê hierdie is 20 en daai is 80. Dan gaan die reaksiehitte mos nou wees 80 minus 20 gee vir jou 60. So dis 'n positiewe waarde, dis groter as 0. So dis 'n endotermiese reaksie. Waar's Lara? Siek? Wat? Kraamsaal. En Matthew Cameron? Ook in die kraamsaal goed. Neil is weg vandag. Ja, okay, ja. Ek het net hierso E1 minus E2. Ek het sommer maar net die asse benoem E1, E2, E3. Dis nie 'n regtig erge formule nie. O, ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê, dit moet wees 2 minus 1. Dankie. Wat is fout? Juffrou, dis die pediatriese afdeling, so ons weet nie hoe hulle sê is 'n kraamsaal. Juffrou, alles wat jy sê is 'n kraamsaal. Kraamsaal, weet, maar dis die pediatriese. Sê vir alles wat ek gedink. Okay. En dan het ons hierso die wat die katalisator doen, is hy verlaag die aktiveringsenergie sodat die reaksie vinniger voltooi. Kyk, so hierdie grafieke is nie moeilik nie. Jy moet hom kan teken soos ek sê, jy moet hom kan interpreteer, jy moet hom kan voltooi, jy moet inligting van hom kan kry en. Kyk, hoe skryf ons dit nou weer neer? Hierso het ons hom of as 'n komma en dan die entalpie is positief of jy kan sê die entalpie is groter as 0 of jy kan hom skryf as een van die reagense. Ja, Louis? Hierso. Hier sit dus ook om binne ingeskryf, so dit plus 'n produk. Dis 'n opsie. Maar hulle skryf dit baie selde so. Okay. Dan het ons spontane en die spontane reaksies. Mevrou, hoe die hel werk 'n spontane endotermiese reaksie? Hy neem dan meer energie in, so hy het aktiveringsenergie. Hierdie spontane so klein bietjie in hakkies. Sy aktiveringsenergie kry hy van die omgewing af. Dit is soos wanneer so hy het aktiveringsenergie, so jy geen aktiveringsenergie beteken het jy hoef hom nie aan die brand te steek nie. Een van so reaksies is as jy sout oplos in water. Okay, sout, gewone tafelsout, oplos in water is 'n endotermiese reaksie. Hy maak eintlik die water kouer. Het julle al daai video's gesien op TikTok of so wat jy hulle sout in water sit en dan is dit naby aan vries of hulle maak dit koud en dan stamp hulle die ysbottel so en dan vries die hele ding so.
Ja. Nou, daar's ander goeders ook aan die gang daar, maar een van die goeders is dis 'n endotermiese reaksie. So hy maak hom kouer. So as jy lou water vat en jy sit sout in, dan gaan hy die water kouer maak. So dan absorbeer hy energie van die warm water af. So een van julle huiswerk is, as jy termometer het by die huis, vat water, lauwerig, nie te warm nie, lauwerig, gooi sout in met 'n termometer en dan kyk jy hoe die temperatuur daal. Okay, goed, so hierdie is die reaksie waarvan ek praat. Hierdie is ook 'n sout, kaliumnitraat, wat lyk presies soos tafelsout en dit is wanneer hy dissosieer in water of oplos in water, dan maak hy hom kouer. En dan 'n nie spontane reaksie, obviously benodig aktiveringsenergie en spesifiek vir 'n endotermiese reaksie gaan jy dit die hele tyd moet doen. Jy gaan dit die hele tyd moet verhit, soos ek het vir julle gewys daai kaliumkloraat met die swart poeier wat ons die gloeiende splinter ingesit het, né? Dis hy. Toe ons die reaksie opgehou, toe sit van die gloeiende wat ook al, bensenbrander afgehaal het, toe hou die reaksie op. Okay? So jy moet hom die hele tyd verhit, dan gaan die reaksie plaasvind. Maar as jy hom ophou verhit, dan stop die reaksie. Okay, goed. Dan, kom ons kyk hoe lyk 'n voorbeeld vraag hiervan. Nou, ek wat die leiheid van self is, het dieselfde voorbeeld gebruik as op julle eerste bladsy, het ek eers na 'n rukkie agtergekom en toe net te lui gewees om dit te verander. Maar as jy kyk op bladsy 1 is dit presies dieselfde som as bladsy 1. Okay. So dit reageer met dit en ek gee vir jou daai en daai. Hier gee ek vir jou 'n onvoltooide grafiek. En dan vra ek jou 'n paar vrae. Hulle sê: bereken die dissosiasie energie benodig vir die reaksie om plaas te vind. En dit het ons nou al op bladsy 1 gedoen. So ek dink is 657 as ek iets onthou. 657, is dit reg? Kilojoules per mol, die dissosiasie energie. En die bindingsenergie was gewees minus 770 kilojoules per mol. Okay, ja. As jy hom in die vergelyking insit, dan doen jy die som per mol. So dan hoef jy nie die per mol in te sit nie, want dit is klaar in hom in. Maar as jy dit net, die som moet gaan, ja, dan moet jy sê per mol. Ja. Maar die per mol, as jy dit skryf, dan moet jy met die verhoudings in. Ja. Maar sonder dit hoef jy nie. As jy die per mol weghaal, dan moet jy die verhoudings in berekening bring. Maar as jy die per mol daarin sit, dan hoef jy nie. Okay. Goed, nou sê hulle vir jou bepaal of die reaksie hitte negatief of positief is. Dit het ons nou reeds gedoen, ook op bladsy 1. Ek gaan net geweer verduidelik daar skryf. Die reaksie hitte wat ons hier het, is die dissosiasie energie plus die bindingsenergie. So dit is 657 plus minus 770 en ons het gekry minus 113 kilojoules per mol. En is dit exo of endotermies? Hierdie is eksotermies. Want hy gee meer energie af as wat hy benodig. Nou vra ek vir jou. Aanvaar dat die energie van die reaktante oorspronklik 0 is. Nou dit sal nooit 0 wees nie, maar ek wil nou net die reaksie maklik maak vir julle vandag. Teken die grafiek oor en voltooi. Voeg die relevante energiewaardes op die asse asook die entalpie. So hulle sê vir jou, jy moet hierdie nou gaan oorteken. En ek gaan hom 'n bietjie beter gaan oorteken. Hierso het ons, wat het ons hier? Die potentiële energie in kilojoule per mol. En hier het ons, wat het ek gesê, reaksiekoördinaat. Okay. Bernard. Wat het ons gesê, is hierdie exo of endotermiese reaksie? So, hoe lyk die vorm van 'n eksotermiese reaksie nou weer? Sjoe, gaan geweer?
Eindig hy hoër of eindig hy laer? Nee, laag. Laer, want hy neem op en dan gee hy meer af. So hulle het vir jou gesê, die reaksie begin daar by 0 en dan gaan hy op en hy eindig laer. Hy hoef nie so spesifiek te wees nie. Jy gaan hom nie volgens skaal teken nie. Ek het nog nooit gesien dat hulle dit vra volgens skaal nie. Dalk is julle die uitsondering, dalk is julle nou die jaar wat hulle dit vra. Maar we never know. So die volgende persoon wat julle moontlike onderwyser gaan wees, is deel van die opstelling van die vraestelle in die Vrystaat. So julle kan vir daai persoon 'n bietjie vra, hoekom is die vraestelle so moeilik? Ja. So maar hopelik het julle dan 'n bietjie meer inside info as wat ek ooit gehad het, so. Dit is dalk 'n positiewe ding. Okay. Is 'n meneer. Ja. Ek ken hom nou nie persoonlik nie, maar dis nie, ek het nou nog nooit 'n les van hom bygewoon nie. Maar ja. Ek weet nie. Hulle oorhande, hulle baie geluk met jou pos is hierdie Vrydag. So, ek weet nie wanneer die persoon kom nie. We will see. Anyway, sê bly. Die persoon is aangestel. Halleluja. Okay, goed. So, tot en met hier het jy al 2 punte. 1 vir die asse, wat reg is, en 1 vir jou vorm. Okay, ek gaan 4 punte tel. Nommer 2 moet hulle sê vir jou, voeg die relevante energiewaardes op die asse asook die entalpie. Okay, so, ons weet die dissosiasie energie, die energie benodig om die reaksie aan die gang te kry, het ons uitgewerk is 657. So, daar deurbo, daar is 657. Okay, nou wil ek weet, Rico, wat gaan daai waarde daar wees? Minus 113. Nou vra ons al baie mense in die klas, hoekom? Want dis die reaksie waarteen Want hierdie was die dissosiasie energie tot en met daar. Van hier deurbo tot daar is minus 770. So daai waarde kan nie minus 770 wees nie, want dan het jy van 0 tot daar. Dan sê jy daai is minus 770. Dis nie waar nie. So jy moet van die bo tot daar deur onder. So hier onder is dit minus 113. En die entalpie gaan wees tussen waar jy begin en waar jy eindig, die entalpie daai. Ja. So effektief. Moet ons die tekens ook insit soos die verandering van en Hulle het gevra, as ook dit. So jy moet maar kyk wat vra hulle. As hulle sê dui die aktiveringsenergie aan of dui die geaktiveerde kompleks, dan moet jy dit doen, maar hulle het dit nie gevra nie. Ja. Soos wat enigiets nog wat op die grafiek kan bykom behalwe nou die bindingsenergie en die dissosiasie-energie. Hulle sal vra die aktiveringsenergie en die geaktiveerde kompleks. En hulle sal sê met 'n stippellyn dui aan hoe katalisator die ding sal beïnvloed. Okay, so jou huiswerk dan nou is bladsy 6 en 7. Jy het nie môre fisies nie, jy het eers Woensdag fisies. So jy het 2 dae met die huiswerk te doen.